Liewe pappa, vandat ek kan onthou, brand daar nog ligte wanneer ons gaan slaap en ry daar 'n bakkie by die hek uit, lank voor die son opkom. Ek het nie altyd verstaan nie en soms doen ek steeds nie, maar wat ek wel weet is die volgende: dit was en is nog altyd liefde, op pappa se eie manier. Pa het nie uit baie gekom nie, tog het pappa besluit dat ons as pa se kinders eendag uit iets beter sou kom. Sonder dat ons besef het pa dag vir dag iets opgebou wat baie groter is. Pa het vir ons sekuriteit gebou, pa het vir ons geleenthede gebou. Pa het ons nie net geleer van integriteit en dat dit belangrik is nie, maar pa het dit vir ons gewys. Dat 'n mens die regte ding doen, selfs wanneer niemand kyk nie. Bankvas agter pappa het mamma nog altyd gestaan. Pa doen dit nooit alleen nie. Terwyl almal pa in die krale sien tussen die skaap en die bees, of besig om nog 'n trok te laai, was mamma daar. Sy het die huis aan mekaar gehou en vir ons geleer hoe sagtheid ook krag kan wees. Ek kyk ook vandag na Boeta en ek sien hoe hy na pa kyk, hoe hy luister as pappa met mense praat en hoe pa met mense werk. Ek weet dat hy nie net eendag gaan oorneem wat pa opgebou het nie, maar dat hy reeds die waardes waarmee pa dit opgebou het, voortdra. Pa se werksetiek, pa se nederigheid, pa se respek vir ander en pa se vermoë om aan te hou van dit niemand anders meer sou wou nie. Dis die goed wat nie op titelaktes geskryf staan nie, maar wat 'n nalatenskap maak. Wanneer mense vandag na die plaas kyk, sien hulle die skaap, die bees, die grond, al die wêreldse dinge. Maar ons sien iets anders. Ons sien al die 4-uuroggende, al die laatnagte, al die kere wat pappa regtig moeg was, maar steeds weer opgestaan het. Dankie dat pa en ma vir ons gewys het dat die grootste nalatenskap nie die besittings is nie, maar die karakter wat reeds voortleef in ons en eendag ook in ons kinders. Liewe pappa.